Goeiemôre, baie welkom by die video-uitsending van ons erediens. Ek wil graag ook van hierdie geleentheid gebruik maak om vir al ons vaders daar buite geseënde Vadersdag toe te wens. My gebed vir jou is dat die Here jou sal seën in jou vaderskap en jou sal versterk in jou taak as vader in jou huis. My gebed is ook vir die vaders wat se kinders nie meer met hulle is nie en wat hulle aan die dood moes afstaan, dat die Here jou sal vertroos en versterk. Vir die vaders wat deur moeilike omstandighede pas is my gebed dat die Here jou hande omhoog sal hou. En vir die wie se paas nie meer daar is nie, dat op herinnering vandag aan jou pa, dat die Here sy hand oor jou sal hou. Kom ons word stil vir die Here en fokus op hom wat werklik ons rots en ons sterkte is, en fokus op hom wat die bron van ons liefde is. Kom ons word stil voor die Here. Ek het U baie lief, Here, my sterkte. Here, U is my rots, my skuilplek en my redder. U is my God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting. Amen. Genade en vrede vir jou, vanaf God ons Vader en sy Seun Jesus Christus ons Here, met die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons gaan vandag weer saam lees uit Efesiërs 3, vers 14 tot 21. Ons gaan vandag die gedeelte, nie die hele gedeelte saam lees nie, maar ons sal wel stil staan by die gedeelte of die verse waarop ons vandag gaan fokus. Maar voor ons dan praat oor die woord van die Here en by die woord gaan stil staan, kom ons nader die Here in diepe afhanklikheid. Hemelse Vader, dankie dat ons 'n lewe kan lewe wat gewortel en gegrondves is in U. Here, dankie dat U liefde die bron is vir ons liefde waaruit ons leef. Here, dankie dat deur U liefde ons die werklikheid het om in 'n verhouding met U te kan staan. Here, mag U lewende woord dat ons vanoggend spreek. Mag U lewende woord ons aanraak dat ons werklik daagliks vanuit U liefde sal leef en groei. Dankie Here dat ons dit kan bid in U groot en heilige naam. Amen. Iets wat almal van ons het, in ons tuine of meeste van ons het, of as ons in 'n kompleks bly of in 'n woonstelkompleks, is bome. Dit is ook iets wat ons elke dag in ons lewens sien en waarby ons verbyry. Maar wanneer laas het jy werklik stil gestaan by 'n boom en gekyk na 'n boom? 'n Boom is dalk iets waaronder ons sit om skaduwee te kry. Maar wanneer laas het jy werklik stil gestaan en gekyk na 'n boom? Iets wat my nog altyd in my hele lewe fascineer van kleintyd af is bome. Veral groot bome. Want groot bome is bome wat vir jare en jare daar is. Bome wat lank voor my en jou tyd al bestaan het. As 'n mens daar van Idewil Hospitaal se kant af met Modderfontein weg na Kempton Park toe ry, as 'n mens so by die Greenstone winkelsentrum kom, dan is daar hierdie verskriklik groot rye bome wat uitstyg op na die lugruim toe. En daardie bome fascineer my altyd. Want jy sien, wanneer 'n mens mooi na 'n boom kyk, dan besef 'n mens dat 'n boom 'n lewende organisme is, dat daar lewe in 'n boom is. Ek is van kleintyd af geleer om nie lewende takke, met ander woorde takke wat nie droog is nie, droë takke is gewoonlik dooie takke, af te breek van 'n boom of blare af te pluk nie. My ma het my geleer dat die boom seer kry, dieselfde met plante, wat kom sê dat hierdie 'n lewende organisme is. En daardie pragtige bome wat 'n mens in Modderfontein weg sien, het nie van self daar gekom nie. Daardie bome het ook nie van self lewe gekry nie. Daardie bome was heel waarskynlik deur iemand geplant gewees. Of deur op verskeie ander maniere saad wat versprei is. Ek wil nie vandag te tegnies raak oor die lewe en groei van bome nie, maar net oor die punt dat hierdie boom
Kom ons vat 'n boom in jou tuin, word geplant in die regte grond. En hierdie boom word ook geplant op 'n plek waar die omstandighede vir hierdie tipe boom reg is om te groei. Maar die grond waarin hierdie boom geplant word is baie belangrik. Want goeie grond en die regte grond gee die regte voedingswaarde vir hierdie boom om te groei. Hierdie grond is ook nodig om die water te kan hou wat die boom moet ontvang om te kan groei. Maar verder is dat hierdie boom, wanneer hy geplant word, begin hy wortels skiet. En hoe groter die boom word, hoe dieper en dieper word hierdie wortelstelsel in die grond ingegroei. Want is juist hierdie wortelstelsel wat ek en jy nie kan sien nie, wat in hierdie grond is, wat die voeding gee vir die boom om te lewe, wat die boom aan die lewe hou. Ons sien 'n wortelstelsel se doel is eens om die regte voedingsstowwe na die boom toe te vervoer, sodat die boom kan groei. En ook as die boom 'n vrugteboom is, 'n vrug dra, sodat die boom ook kan vrug dra en vrug na vorentoe kan bring. En hierdie wortelstelsel moet dan in die regte grond wortels skiet. Want ons sal sien as hierdie boom nie op die regte voeding kry nie, en die wortelstelsel doodgaan, en nie gewortel is in die regte grond nie, want dit sal in die boom wys. Tweedens, is 'n wortelstelsel vir 'n boom om beskerming te bied, standvastigheid te bied. Die wortelstelsel word diep in die grond ingegroei, sodat hierdie boom in tye van moeilike weeromstandighede, van sterk winde, van storms, staande kan bly. Waarom praat ons oor bome vandag? Ons as gelowiges kan baie leer by bome. In ons geloofslewe moet ons verstaan dat ons ook geanker moet wees in die regte bron, geplant moet wees, met ander woorde, in die regte grond. Dat daar groei in ons lewens moet plaasvind. En dat wanneer ons nie in die regte grond geplant is, geanker is nie, dit ook eintlik in ons lewens kom wys. En vandag se gedeelte waarby ons stil staan, die verse waarby ons stil staan, is die tweede gedeelte van vers 17 in Efesiërs 3 tot die eerste gedeelte van vers 19, wat ook praat van wortels skiet en van om in die regte bron gewortel te wees. En kom ons lees hiervan. En dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. En dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Daarom die beeld van die boom, en om God se liefde gewortel en gegrond te wees, moet ons verstaan dat ons in God self gewortel is. Want jy sien, soos wat die boom 'n lewende organisme is 'n verhouding met die Here 'n lewende verhouding. Want dit is 'n verhouding wat gewortel is in die lewende God. En daarin vind hierdie verhouding sy lewe. Maar wanneer ons dan praat van om in God se liefde gewortel en grondves te wees, moet ons eerstens verstaan dat hierdie goeie grond waarin ons as gelowiges groei, is God se liefde. Met ander woorde, God self. God se liefde wat hy kom openbaar het in en deur die Here Jesus Christus in jou en my lewe. En as ons vir 'n oomblik dink dat hoe groot God se liefde vir ons is, en vir 'n oomblik dink dat wat God deur sy liefde vir jou en my 'n werklikheid kom maak het. God het deur sy liefde eerstens sy wil aan ons bekend kom maak. Ons lees daar in die begin van Efesiërs dat God se verlossingsplan nie meer geheim is nie. Dat hy dit aan jou en my kom openbaar het, dat God homself aan jou en my kom openbaar. Deur sy groot liefde kom openbaar God hom gereeld aan ons. En is dit wie God is en wat God doen nie meer vir ons geheimenis nie. En dat hy homself aan ons openbaar. God se liefde
het ook vir jou en my die werklikheid kom maak, dat ons kan besef dat voor die skepping van die wêreld, het God sy kinders uitverkies om heilig en onberispelik vir hom te wees. Met ander woorde, vir hom afgesonder te word en bestem te word as sy kinders. Dink vir 'n oomblik in dat voor die skepping van die wêreld het God geweet dat hy sy eniggebore seun gaan stuur. Voor die skepping van die wêreld was dit reeds so dat die Here Jesus vir jou en my aan die kruis sou kom sterf het. Vir jou en my wat dood was as gevolg van ons oortredings, die sonde wat in die wêreld ingekom het. Vir jou en my wat oorgelaat was aan die straf van God, het die Here Jesus gekom met sy kruisdood en vir ons vryspraak en die vergifnis van sondes 'n werklikheid kom maak. Dat ons in die vryheid wat God bring, vry kan word van sonde, vry kan word van ons vrese, dat ons nie meer slawe is nie, maar kinders van God kan wees. Het God se liefde vir jou en my 'n werklikheid kom maak. God se liefde het verder vir jou en my 'n werklikheid kom maak, dat die Here Jesus opgevaar het na die hemel en vir jou en my 'n plek in die hemel kon voorberei. Ook dat die Here Jesus leef en opgestaan het uit die dood en vir jou en my werklike lewe kom bring het. Nou die dag 'n wonderlike boodskap gesien wat praat van toe die Here Jesus gekruisig is daar mense wat uit die grafte verrys het. Wat kom praat van Jesus wat werklik die dood kom oorwin het. En die leë graf van die Here Jesus wat vir jou en my 'n ewige lewe, vir die wat werklik in 'n lewende verhouding met God staan, 'n werklikheid kom maak het. Verder, deur God se liefde, die Heilige Gees vir ons 'n werklikheid geword. Die Heilige Gees wat ons beseël as die eiendom van God. Die Heilige Gees wat die waarborg is dat ons die Here se is. Die Heilige Gees dat die waarborg is dat dit wat God beloof het 'n werklikheid is en sekerhede is en nie maar net beloftes nie. Die Heilige Gees wat ook vir ons gegee is om ons te versterk, soos ons laasweek gesien het, en deur ons lewenswerk. Die Heilige Gees wat ons toerus om werklik vir die Here te kan leef. En dan ook die Here se liefde het dit 'n werklikheid kom maak, dat ek en jy in liefde teenoor mekaar kan lewe. Dat ek en jy in gemeenskap van geloof kan leef. Dat ons deel van hierdie een nuwe mensheid kan wees, soos Efesiërs 2 vers 11 tot 22 sê, dat alle volke, alle nasies, Jood, slaaf, Griek of vry, hulle wat in Christus is, deel is van hierdie nuwe geloofsfamilie, die gemeenskap van geloof. En dat God se liefde dit vir jou en my 'n werklikheid kom maak het, dat ons nou kan lewe as God se vakmanskap. Dat ons nou kan lewe in hierdie nuwe lewe in Christus en die goeie werke kan doen wat hy vir jou en my in plek kom sit het. Dat God se liefde dit 'n werklikheid vir jou en my kom maak, dat ons werklik vir hom kan lewe. Dat God, Romeine 5 vers 5 sê, dat God deur die Heilige Gees sy liefde in jou en my harte kom uitstort het. So met ander woorde, is dat ons dan juis in God se liefde gewortel word. Dit die goeie grond is waarin ons kan wortel skiet as gelowiges. God se groot liefde wat hiervan gepraat word, dat jy sal besef hoe wyd en hoe ver en hoe diep hierdie dimensies gebruik word om te sê dat God se liefde alles oordek. En 'n liefde wat alle verstand te bowe gaan, 'n liefde wat ons nie met die menslike verstand kan vaspen nie. Dat ons lewens gewortel en gegrond is in hierdie groot liefde. En soos ons geleer het dan van die boom, en ons gepraat het van ons as gelowiges moet groei, as ons wortel skiet, en gewortel is in die lewende God, dan moet ons ook daagliks groei in die liefde van God. Jy sien, as gelowige kan ons nie babas bly nie, want 'n baba wat gebore word, bly nie 'n baba nie. 'n Baba groei tot 'n volwassene. En so word hierdie beeld in die Bybel ook gebruik om te sê dat ons groei. Ons groei in ons liefde vir God en liefde vir mekaar.
Nou laasweek het ons gepraat oor die werk van die Heilige Gees in ons lewens, wat ons versterk, wat beteken, wat ons vorm. Ons sê gereeld as gelowiges dat ons lewens onder konstruksie is. En dat die Here besig is om my lewe te werk om meer en meer sy beeld uit te straal. En is dit ook nie wat geestelike groei is nie, dat ek groei al hoe meer na God toe. En God se liefde groei al hoe meer in my lewe. Want hierdie wortelstelsel wat voed en maak dat die boom groei, is dieselfde so met ons in ons geloofslewe. As ons werklik in God leef, as ons werklik in 'n lewende verhouding met die Here staan, dan moet geestelike groei deel van ons lewens wees. En solank as wat ons hier op aarde leef, sal ons altyd aanhou groei van God se liefde. Want 'n ander ding wat sê, God se liefde wat alle verstand te bowe gaan, beteken ook dat ons altyd weer iets nuuts van God en God se liefde sal leer. God wat gans anders is, God wat soveel groter as ons is, sal ons altyd nog meer en meer leer van hom, en ook van sy liefde in ons lewens. Maar verder is, hoe groei 'n mens in liefde? Want hier staan, mag julle begryp hoe ver en hoe wyd en hoe diep die liefde van God strek. Begryp beteken nie net om te verstaan nie, maar om dit jou eie te maak. En om te groei is om liefde uit te leef. Met ander woorde, om te groei in liefde gaan nie net om maar net 'n kopkennis oor God se liefde te hê nie. Dit gaan oor om dit te leef en met jou hele wese uit te leef en uit te dra. Want ook groei in liefde is om dit uit te leef. As ek 'n voorbeeld mag gebruik van sport. Atleet gaan nie groei in sy of haar sport as hulle nie dit beoefen en dit uitleef nie. Hulle gaan nie sterker word as hulle dit nie uitleef nie. As hulle net die kennis het van wat om te doen en hoe om te oefen en net die program lees, maar nie hierdie program volg nie, gaan dit hulle niks baat nie. Die woord sê tog vir ons, die opsomming van die 10 gebooie, moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele verstand, al jou krag, met alles in jou, en jou naaste soos jouself. En hoe gaan ek in hierdie liefde groei, as ek dit nie gaan uitleef hier buite nie? As ek nie werklik in liefde teenoor God, wat deur sy liefde dit vir my werklikheid kom maak, en teenoor my naaste en ook teenoor myself gaan leef nie. Dit is baie belangrik dat ons moet groei. Ons moet groei, 'n lewe wat groei natuurlik deur woord en gees, 'n lewe wat groei deur 'n gebedslewe, elke dag werklik saam met God te wees, maar ook 'n geloof wat uitgeleef en uitgedra word. En wanneer ons ook groei in hierdie geloof, leer ons dat God se liefde standvastige liefde is. God se liefde is nie gebaseer maar net op menslike emosie of op 'n goeie gevoel nie. God se liefde is 'n standvastige liefde. God se liefde is 'n liefde waar ons gesien het met die goeie grond, waar God letterlik homself vir jou en my kom gee het, sodat ons vir hom kan leef. En daarom om gewortel te wees in God se liefde, kom gee standvastigheid vir jou en my in ons lewens. 'n Bekende gedeelte wat ons almal goed ken, is Romeine 8. Vers 35 sê, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige ding of kragte of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. So sien in hierdie gedeelte dat God se liefde bied standvastigheid, dat God se liefde nie gekoppel word aan my omstandighede nie. Want baie mense dink wanneer hulle deur moeilike tyd gaan, beteken dit dat die Here hulle minder liefhet. Maar hierdie gedeelte sê dit is nie so nie. Dat niks op hierdie aarde of buite hierdie aarde of in die geesteswêreld kan ons skei van God se liefde nie. God se liefde is ook nie gekoppel aan jou of my
menslike ervarings nie. God se liefde is ook nie gekoppel aan ons emosie nie. Want ons emosie wissel. God se liefde word nie bepaal deur hoe ek voel of die omstandighede waardeur ek gaan nie. God se liefde staan bo my emosie en bo my omstandighede uit. God se liefde kom gee juis vir my standvastigheid in tye van versoeking en van beproewing. Wanneer ek werklik in God en sy liefde gewortel is, sal ek vas staan in tye van versoekings en beproewings. En sal ek nie heen en weer gewaai word deur allerhande dwaalleringe nie. Ek sal nie heen en weer gewaai word deur die omstandighede van die lewe nie, maar ek sal my oë op die Here gerig kan hou en op hom kan volhard. Dit is wat God se liefde vir ons kom gee en kom sê dat niks ons van daardie liefde kan skei nie. En dan laastens, as ons dan praat dat God se liefde die grond is waarin ons wortel skiet en dat ons moet groei en dat dit standvastigheid in ons lewens bring, dan beteken dit dat dit 'n vrug na vore moet bring en dat hierdie liefde uitgeleef moet word. Ons lewe in 'n liefdelose wêreld, maar wat vir my persoonlik baie hartseer is dat daar soms minder liefde in die kerk as buite die kerk is. Dat Christene onder mekaar soms minder liefde vir mekaar wys as wat die wêreld liefde wys. Dat is 'n mens net op sosiale media kyk hoe Christene met mekaar praat en teenoor mekaar en van mekaar praat. Hoe Christene soms optree in die wêreld hier buite teenoor gelowiges en teenoor nie-gelowiges. En so kan dit mos nie wees nie. Want liefde is tog 'n kenmerk van iemand wat naby aan die Here leef en nader aan God groei. Iemand wat gewortel is in die liefde van die Here. Die vraag is, hoe lyk liefde wat teenoor mekaar uitgeleef word? En ek kan nie anders as om te lees uit 1 Korintiërs nie. Hier kom staan dat die liefde is geduldig. Met ander woorde, die liefde vergewe. Die liefde leer om geduld teenoor mekaar te betoon en lankmoedig teenoor mekaar te wees. Die liefde is vriendelik, dit is nie ongeskik nie. Dit is nie afgunstig nie, dit is nie jaloers op ander mense en ontevrede op wat jy het en jaloers op wat ander het nie. Dit is nie grootpraterig nie. Met ander woorde, die fokus is nie op jouself nie, verwaand nie, wat dieselfde aansluit. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Dit doen nie dinge wat ander mense seer maak of te nakom nie. En weer eens, dit soek nie sy eie belang nie. Dit is nie lig geraak nie. Met ander woorde, liefde spring nie vinnig op sy perdjie nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, weer eens vergifnis. Dit hou nie 'n boekie sodat daar wraak geneem word nie. En een ding wat liefde doen, is liefde verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. En soms moet ons in liefde mense vermaan en wys op die onreg wat hulle doen. Want soms om lief te hê beteken ook om te vermaan en te waarsku. En dan sê dit weer eens, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Liefde leer om die goeie in ander te sien. En liefde leer ook om raak te sien dat my medebroeder en suster in Christus ook in die beeld van God geskape is. Mag ons werklik om leer om in liefde teenoor mekaar te leef. Mag ons lewens werklik geanker en gewortel in God se liefde wees. En mag ons, wanneer ons oomblikke van liefdeloosheid het, dit bely voor die Here en dat hy ons weer vul met sy liefde in ons lewens. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons gewortel kan wees in liefde. Dankie dat, omdat U ons eerste lief gehad het, ons U kan lief hê en ander kan lief hê. Here, leer ons om U liefde te leef, onvoorwaardelike liefde. 'n Liefde wat gee en wat Uself op sy skuif. Here, leer ons om getuies te wees van U liefde deur ons liefde. En die vrug van U liefde werklik in ons lewens te leef en uit te dra. Dankie Here dat ons dit kan bid in U naam. En daarom bid ons ook Here dat
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees by ons elkeen sal wees. Amen.